toekoms. Dis hoekom ons met hierdie goeders ernstig opvat. Ons kan nie net, hierdie is maar net 'n sekondêre saak en jy worry meer oor jou besigheid as oor jou geestelike welstand. Hierdie is die hoofprioriteit. Want kerk is net 'n besigheid vir meeste van hierdie mense. Kerk is 'n geldmaakfabriek. Die Bybel waarsku ons dat in die laaste dae gaan daar baie afvallig word van die geloof. 'n Groot magdom Christene gaan hulle rug op Christus draai. En vriende, ek dink daai tyd is hier. Daai tyd is nou. En omdat ons as Christene nie die Bybel ken nie, omdat ons nie weet wat die woord van God sê nie, laat ons toe dat daar misleiding in ons lewe inkom, dat daar misleiding in ons kerke inkom en ons pluk die vrug af van. Nog meer gaan ons kinders die vrug pluk van die vrugte wat ons toelaat laat geplant word sonder dat ons iets daar te sê het. Ons het al baie oor hierdie kerk op hierdie kanaal gepraat, valsheid en wat die Satan se plan is, maar dis tyd dat ons moet gaan kyk wat in Suid-Afrika se kerke aangaan. En een van die grootste kerke in Suid-Afrika, soos ons almal sal weet, is CRC. En in hierdie video wil ek weer verduidelik wat ek dink CRC 'n generasie gekweek het, wat nie net 'n kerk is nie, nie net 'n denominasie nie, maar 'n hele beweging begin het. En is nie net in die CRC kerk self nie, maar dit is oor die hele Suid-Afrika. Dit het baie, veral die charismatiese kerke geïnfiltreer, en ons moet hierdie ding kan identifiseer, verstaan wat dit is, en hoe ons kan wegkom daarvan af. En ek wil net van die begin af sê, ek het vriende in CRC, ek ken mense in CRC wat ek sal sê, prys die Here, hulle is wedergebore in Christus, hulle volg die Here, maar nog steeds beteken dit nie omdat ons hier en daar mense ken daar wat waarlik die Here dien, soos wat die Bybel sê ons moet, beteken dit ons kan nie 'n groen lig gee vir die kerk. Ons moet nog steeds die slegte dele in die kerk uitwys. So ek wil dit net van die begin af sê. Dis nie dat ek sê net omdat jy in CRC is, jy kom nou van die Satan af, of as iets fout met jou, of enigiets van dit nie. Ek try net vir julle uitlig, die goed in die kerk, en wat die ripple effek daarvan is. Want sê jy, sodra ons 'n bietjie kompromie toelaat in ons kerk, dan, dit gaan nie net oor na 'n volgende, dit bly nie net in ons kerk nie, maar dit gaan oor na die volgende kerk, veral met 'n kerk wat so groot is soos CRC. So verstaan, baie van die video's wat ek hier gaan wys, is nie net CRC nie, maar dis die effek van hierdie filosofie van bediening, wat aangeneem word, wat ek dink onchristelik is, wat ek dink nie die Bybel vir ons sê, ons moet doen nie, en ek wil dit try uitlig in hierdie video, dat ons oë kan oopgaan, dat ons wegdraai vanaf, soos wat ek daai video gemaak het oor Witbank, julle sien die probleme, wat in ons kerke is, en daai kom van die tipe filosofie van bediening wat ook in kerke soos CRC is. En dis hoekom ons kan nie bang wees en terugstaan om hierdie goeters uit te wys nie. Maar die woord van God sê vir ons in 2 Tessalonisense 2, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. So hierdie praat oor die tweede koms van Jesus. Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van verderf. Daai seun van verderf is die son of perdition, dit is die antichrist. En die King James staan daar in 2 Tessalonisense 2 vers 3, let no man deceive you by any means, for that day, wat is daai dag? Die tweede koms van die Here. That day shall not come, except, wanneer sal die dag kom? Except they come a falling away first, and the man of sin will be revealed, the son of perdition. So verstaan dat daar twee goeters is wat moet gebeur, voordat Christus weer kan kom. Die een is die antichrist, moet bekend gemaak word, ons almal moet weet wie die antichrist is, en die tweede deel is, daar gaan 'n groot wegval wees van die kerk. Die Griekse woord daar is apostasia, en dit beteken om weg te draai, om jou rug te draai op die Here. Dit is wat die afvallige kerk is. So hierso sien ons hoe die Bybel ons waarsku teen hierdie. Wat jy moet verstaan is, hierdie afvalligheid, hoe gaan die Satan dit regkry? Wat is die Satan se slimste plan? Is dit om ons te try mislei met, jy weet, absolute boosheid, jy weet, met al die absolute wêreldse goed en prostitusie en jy weet, seksuele sonde en homoseksualiteit en so satanisme in 'n kor. Nou 'n groot deel van dit is dit, maar verstaan dat sy hoofmanier is om die kerk te infiltreer. Die Bybel sê vir ons die Satan kom vermom as 'n engel van lig. So sy slimste, beste plan wat hy kan maak is om homself te vermom as Christendom, om Christen terminologie te gebruik, maar om mense te mislei. So dit is die gevaarlikste ding, die gevaarlikste plek vir Christene wat nie die Bybel ken nie, is die kerk. Dit is die gevaarlikste plek waar jy kan gemislei word. Van julle sit in kerke wat julle week
na week mislei. En hierdie kanaal, baie mense het al uitgereik na my toe en prys die Here wat uit hierdie kerk uitgekom het en wat nou kyk en soek na nuwe kerke en wat ons hulle getraai help het om in goeie gesonde kerke in te kom. En dit is so belangrik vir jou geestelike toekoms, vir jou toekoms, vir jou kinders se toekoms. Dis hoekom ons met hierdie goeders ernstig opvat. Ons kan nie net, hierdie is maar net 'n sekondêre saak en jy worry meer oor jou besigheid as oor jou geestelike welstand. Hierdie is die hoofprioriteit. Daar's niks belangriker as wat jy reg is in Christus en hierdie tipe goeders verstaan nie. Maar die probleem is ons sit met 'n generasie, hierdie wat ek sal noem die CRC generasie, sit met kerke wat ononderskeidbaar is van die wêreld. Ons sit met kerke wat die Here dien soos wat die wêreld rock and roll musiek maak, soos wat die wêreld hulle God dien. So jy moet verstaan, daar's 'n God wat die wêreld dien. Dit kan die God van rock and roll wees, dit kan die God van Hindoeïsme wees, dit kan die God van die Mormoonse kerk wees, maar dis 'n vals God. En die probleem is, ons sit met kerke wat presies dieselfde metodes gebruik wat die wêreld gebruik om hulle God te aanbid, en nou gaan bid ons God en sê dit is Christendom. Dat ons sal in kerke inloop en dis ononderskeidbaar van die moderne nagklubs, ononderskeidbaar van die moderne kroë, ononderskeidbaar van die moderne rockkonserte, maar ons noem dit Christendom. Ons dink omdat ons nou net Jesus se naam vooraan sê, daarom is dit aanvaarbaar. I will multiply you. You shall not diminish. I will also glorify you, and you shall not be small. A man's harvest in life is based entirely upon the seed he has sown. So daai multiplication gaan oor jou. Dit gaan oor jy moet saad saai sodat dit vir jou kan beter gaan, sodat jy jou hemel na die aarde toe kan bring. Dis net teenoorgestelde wat die Bybel vir ons sê. Die Bybel sê lê jou lewe neer. Die Bybel sê ons moet nederig wees. Die Bybel sê ons moet ons lewe opgee vir Christus. Maar die manier wat hierdie gedoen word lyk om mense te trek, moet dit gemoderniseer word. En ons kort die ligte en ons kort die klank en die hele show wat die wêreld sal gebruik om mense na hulle te lok, wil hulle dit gebruik om mense na die kerk te lok, maar hulle noem dit nog steeds Christendom. Verstaan jy, dis net paganism met 'n Christen terminologie wat gebruik word. Geraas. Die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 4 vers 40, let all things be done decently and in order. Meeste van die video's wat ek vir julle wys is nie ordelik nie. Dis 180 grade anders as wat die Bybel sê en mense gebruik dit om te sê hulle dien vir Christus. Nie net dit nie, ons het 'n generasie van Christene wat sonde toesmeer, wat kan oneerlik wees met hulle kerk vir 'n jaar lank of vir langer dat hulle geskei is, maar net aangaan. Sonder om 'n hard tempo te mis, is hulle net by die volgende diens en gee hulle in die volgende kerk en tot vandag toe is daar nog geen verantwoordelikheid gedoen vir hierdie nie. Die Bybel sê vir ons duidelik in 1 Timoteus 3 dat die office van 'n bishop, dat 'n pastoor moet he must be the husband of one wife. Hoe kan jy doen as jy geskei is? As jy met my stry daaroor, ek bedoel, dink jy nie, moet ten minste 'n vlak van dissipline toegepas word nie. Al is dit net 'n dag, al is dit net 'n acknowledgement, sê, luister die vriende, Jesus, ek was jammer, ek het vir julle gelieg vir langer as 'n jaar, maar sê, dit kweek 'n gemeenskap van ander mense wat dit ook doen, ander kerke wat dit ook gaan toesmeer. Jy sit hierheen in 'n kerk, jy sit dalk in 'n kerk waar die pastoor besig is met ernstige sonde, die kerksraadlede weer af van hulle smeer dit toe. Hulle smeer dit toe, want hoekom? Want kerk is net 'n besigheid, vir meeste van hierdie mense. Kerk is 'n geldmaakfabriek. Hulle is baie minder gepla oor jou gees as wat hulle gepla is met wat in die bank aangaan. So hulle sê vir jou wat jy wil hoor. Hulle hamer op die feit dat ons moet tiende gee. Hulle hamer op die feit dat jy moet jou offerande na daai spesifieke kerk toe bring. Terwyl ek sien niks in die Bybel, niks in die Nuwe Testament wat vir ons enigstens verplig om tiende te gee nie. Maar dit is die fokus van hierdie kerke. Dis hoekom hulle private jets het. Dit is hoekom hulle hierdie groot geboue koop. Jy weet al daai goeders is soos in hulle persoonlike naam. Hulle besit daai goed. Dis nie die kerk wat dit besit nie.
Baie van hierdie groot pastore se kinders erf al hierdie goeders en dit bly in die familie. Net soos wat 'n oliemagnaat se geld in daai familie bly, is hierdie ouens gefokus op wat vir hulle belangrik is, op hulle gesin, op hulle familie. En dit is die generasie wat ons kweek. Hoe gaan die volgende generasie lyk as ons so sag is op hierdie goeders wat in die Bybel ons so dui? Dan as ons nog gaan kyk hoe hierdie mense kerk hou, dit is daar's min gepraat oor sonde, daar's min gepraat oor om te bekeer van jou sonde, dis maar net ons gaan aan met die goed wat ons doen. As jy gaan kyk hoe baie van hierdie mense aantrek, as jy gaan kyk hoe die vrouens aantrek na die kerk, hulle trek aan op 'n manier om mans te verlei, te mislei in die kerk, die plek waar jy supposed is om veilig te wees, maar dan word jy gepreek in hierdie goeters nie, dan word jy gepreek om nederig, om modest te wees nie, vir die vrou om 'n goddelike vrou te wees, om nie die aandag te stoek van ander mans waarmee hulle nie getrou is nie, maar om die Here te eer. En nog meer, dan is dit mense op die bedieningsspan wat hierdie tipe leefstyl het. Hoe kan dit gebeur? Hoe kan dit gebeur dat ons kerke lyk net so losbandig soos die res van die wêreld? Die ateïste kyk na ons en lag vir ons, want daar's absoluut niks anderste as die leefstyl van hulle wat in die kerk is, as hulle wat buite die kerk is. Okay, hulle sien daar's iets fout. En dis grootliks. En ek noem hierdie CRC generation, maar dit is nie. Daar's baptiste kerke wat dieselfde doen. Daar's baptiste kerke wat ek moet vir bekering vra as ek al uitloop, as jy gaan kyk het hoe die vrouens aangetrek het in daai kerk. Daar's baptiste kerke wat al hierdie bose musiek van Hillsong en van Bethel en hierdie goeter speel, sonder om 'n oog toe te maak. Ons kan nie hierdie goeters toesmeer, hierdie goeters moet in die lig gebring word. Ons moet uitkom met die waarheid. En ons moet teen hierdie goeters draai, en ons moet teen hierdie goeters opstaan. En ons korte groep, ons korte generasie van Christene wat sal die erns van hierdie saak sien, sal sien kerk is nie 'n besigheid nie. Maar kerk is 'n plek wat ons mense na Christus moet lei, wat ons vir mense moet omgee, vir mense moet beskerm, nie ons sonde toesmeer, en net aangaan as 'n pastoor, as ons droog gemaak het. En as jy 'n pastoor droog gemaak het, wees net eerlik, soos vat net 'n bietjie verantwoordelikheid. Hoe gaan jy net aan? Hoe hou jy net aan dienste hou, sonder om enigiets, tot vandag toe het hy nog een ding gesê daaroor nie. Dis skokkend. En dan is die mense in CRC kwaad vir my. As die mense in CRC vir my, ek is die bad guy, maar hulle is pastoor het vir hulle gelieg. En hulle sal nie vir 'n oomblik dink daar's iets fout daarmee nie. Sien, dit is soos wat ons baie gepraat het op hierdie kanaal, dit is die karaktereienskap van 'n kultus. 100% is die pastoor, die leier is infallible. Die leier is infallible, hy kan niks verkeerd doen nie. Dis hoekom hy nie 'n verantwoordelikheid neem nie. Dis hoekom die kerk net aangaan. Dis hoekom nog steeds so baie mense is. Want dit opereer, dit behandel homself soos 'n kultus te doen. Ek kan dit op 'n ander manier identifiseer nie. Ek sê nie dit is 'n kultus nie, ek sê dit is besig om te wandel in die manier wat 'n kultus doen. En van julle mense wat daar sit, as jy kan gaan en met jou pastoor, as jy nie met jou pastoor kan praat en iets onder sy aandag bring nie, en sê nou maar jy doen dit, en die onmiddellike reaksie van die pastoor of van die ouderlinge is, hoe durf jy? Wie is hier jou? Hy moet uit die kerk uit. Ons kan nie met hom meer verder gaan nie. Dan is jy in 'n kultus. Dit geld vir enige kerk. As jou NG Kerk dit doen, funksioneer dit soos 'n kultus. Want die leier is nie die een met al die autoriteit nie. Die een met al die autoriteit is die woord van God. Die Bybel is ons autoriteit. Die pastoor se enigste werk is om jy na die Bybel toe te lei en sê, luister, gaan kyk hier, gaan lees hierdie vir jouself. Dis hoekom ek soveel keer op hierdie kanaal sê, lees die Bybel, moenie net vir my glo nie. Glo wat die Bybel vir ons sê. Nee, dit nie, maar dat ons 'n generasie van pastore wat vals profeseë maak. Duidelike vals profeseë. En wat jy moet verstaan is, in Deuteronomium staan dat as jy 'n valse profesie maak, moet jy gestenig word. Dis hoe ernstig dit is, maar hierdie pastore gaan net aan. As hulle 'n vals profesie maak, hulle sonder om oog te knip, gaan hulle net na die volgende een toe. Maar luister hierso wat het Ad Boshoff gesê aan die begin van 2020, en ons almal weet natuurlik hoe daai jaar uitgedraai. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. 2020 will be a year of the demonstration of the power of heaven on planet earth. Hierdie is wat 2020 gebeur het in Suid-Afrika, in die hele wêreld. Is dit hemel wat aarde toe kom? Sien hierdie ding van hierdie goeders en ons gaan maar net aan. Onthou, wanneer 'n pastoor so iets sê, soos die manier wat hierdie ouens dink, wat die charismatiese kerk dink oor profesie is, dit is die woord van God. Dis God wat daar praat.
Hoe verduidelik ons dit? Nou sien, mense wat aangaan, ek is nou lelik om hierdie goeders uit te wys. Ek oordeel net. Ek wil net mense sleg sê, maar ons vergeet dit. Ons gaan net aan. Daar's valse profeseë wat gemaak word, maar ons bevraagteken dit nie 2 keer nie. Dit is die definisie van 'n vals profeet. Dis iemand wat 'n vals profesie maak. Nou weer eens, daar's baie van hierdie charismatiese kerke, soos ek sê, ek het vriende daar wat wedergebore is, die Here dien. Maar die punt is net omdat daar hier en daar wedergebore mense is, beteken dit nie ons kan die valsheid in die kerke aanvaar nie. Die moeilikheid van hierdie hele ding, as ons moet eerlik wees, is die Bybel sê vir ons duidelik dat ons moet valse profete oordeel aan hulle vrug. En wat mense doen is, hulle dink ons het die vermoë om te weet wat daai vrug waarlik is. Die ding is, jy kan vir jare mense mislei. Kyk vir iemand soos, ek dink nou aan Ravi Zacharias, wat soos 'n goeie Christen apologist was, wat geleef het in ernstige sonde. Baie van die goeders wat hy vir mense geleer het, mense na die Here toe gedraai. Maar sy bediening is, as ons nou terugkyk en ons sien, was hoofsaaklik swak vrug. Daar was hoofsaaklik, was dit boos die goeders waarmee hy betrokke was. En dis die ding, net omdat daar hier en daar iets goeds is, kan ons nie 'n beweging net die thumbs up gee nie. Ons moet kyk, is dit getrou aan die woord van God? Ons moet kyk, is daar ernstige sonde in hierdie pastoor se lewe? Is die kerk besig om dit aan te spreek? Maar sien julle, daar's 'n generasie van Christendom wat besig om gekweek te word, wat gaan lei tot hierdie groot afvalligheid. As dit nie al klaar begin het nie. Die kerk is hoofsaaklik afvallig in Suid-Afrika. En dis meer as die NG Kerk, is meer as CRC, dit is in soveel van ons kerke. Dis hoekom ons moet ferm staan. Ons kan nie kompromie aangaan oor enigiets nie. Ons kan nie kompromie aangaan oor die musiek nie, oor wie op die ouderlingsspan dien nie. Vriende, dit is wat ons moet doen. Maar ek seker baie mense gaan ontsteld wees hieroor. Hou op YouTube kyk, gaan lees jou Bybel, maar verstaan, al wat saak maak op die einde van die dag is ons getrou aan die woord van God. Nie my of jou opinie nie. Dis my en jou werk om hierdie goeters uit te wys en dat mense vir Christus ordentlik kan volg. Halleluja!